Geliefdes, vanoggend wil ek graag gesels oor, ek wil begin deur te sê, ons almal is so heerlik verskillend, verskillende persoonlikhede, ons kom van verskillende plekke van die lewe af, ons het nou 2 weke oor Korinthe gesels, en dat dit presies is wie hulle was, mense wat verskillend is, en so ook is ons. Ons doen goed op verskillende maniere, en ons argumenteer uit verskillende oogpunte, en fokus op verskillende goed, en soms is dit regtig wonderlik om iemand te ontmoet, wat heeltemal anders is as jy. Een tipe persoon te ontmoet, 'n spesie op sy eie te ontmoet, en te sien hoe hulle dinge doen. Iemand wat heeltemal anders is as ek, is iemand wat 'n lazy mens is. Mens kry mos nou sulke mense. Daar's 'n lysie in hulle lewens vir allerlei goedjies. Kruideniers waar 'n lysie op die yskas, en 'n to-do lysie vandag op hulle selfoon. Daar's dalk 'n nota elders van boeke wat ek nog moet lees, of stories wat ek nog moet kyk. Daar's selfs mense wat lysies het van dinge wat hulle moet doen voor hulle doodgaan. Ons kry sulke mense, ons ken sulke mense. Baie keer is daar ook mense wat lysies soek in die lewe, lysies soek in verhoudings. Ek het per ongeluk 'n episode of 3 van Boer Soek 'n Vrou al in my lewe gekyk, en dan elke jaar is daar 'n man met 'n lysie van dit wat hy wil hê in sy droomvrou. Dis mos nou 'n modeding, as jy nog nie getroud is nie, om 'n lysie op te stel van vereistes of eienskappe, moets en moenies van jou toekomstige geliefde. En sulke lysies is nou seker mooi en is edel en oulik, en op die oog af lyk dit dalk goed, want jy gaan soek na al die mooiste eienskappe wat daar seker nou is, en jy sit dit nou op een lysie. Maar dis moeilik vir 'n ander persoon om in daai lysie van jou vooropgestelde idees in te leef. Baie keer is mense so vas aan die lysies wat hulle vir hulle lewens maak, of vir ons maak, of vir hulle self maak, dat dit moeilik is om daarby kersvas te hou. Partykeer lyk iets goed, en lyk dit reg, soos 'n lysie. Partykeer lyk dit of jy die regte ding doen, die goeie ding doen, en dan is jy eintlik besig om die punt heeltemal te mis. Dit is maklik om die punt te mis. Ek het nog altyd gedink in my lewe, is ek besig om die regte dinge te doen. Ek het nog altyd gedink, as iemand my nou sou vra of ek 'n goeie mens is, of ek 'n Christen is, dan sal my antwoord dadelik wees, ja. Ek het nou nog my hele lewe lank probeer. Ek het groot geword in 'n Christelike huis. My eerste Bybel wat ek gekry het, was toe ek begin lees het. Elke Sondag, regtig, elke Sondag sal my ma en pa kerk toe gegaan, baie min Sondagskool gemis, graad 11 belydenis van geloof afgelê, teologie gaan swat, dominee geword. Ek bedoel, op 'n lysie lyk dit alles baie goed. Regtig goed gedoen. Goeie Christen. Voldoen aan klomp goeie vereistes. Vanoggend gaan ons 'n gedeelte saam lees, uit Romeine. En dis 'n brief wat geskryf is aan mense wat Jode en Joodse Christene en nie Joodse Christene is nie. So mense wat eers Jode was en toe Christene geword het, en mense wat nou nog nooit Christene was nie en toe tot bekering gekom het. Nou die Joodse Christene dink wat hulle doen en wie hulle is belangriker as die ander mense. Hulle dink hulle is die regte Christene, hulle lysie lyk reg. Ek wil amper so sê, hulle pedigree is reg. En dan is daar hierdie brief wat vir hulle geskryf is. Romeine 12 vers 17 tot 24 as jy wil saam lees. Jy sê jy is 'n Jood. Jy verlaat jou op die wet van Moses. Jy beroem jou daarop dat God jou God is. Jy ken sy wil en jy onderskei dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids is vir die blindes, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is, 'n onderwyser van die wat niks weet nie. Omdat die wet vir jou die samevatting is van kennis en waarheid. Jy dan, wat 'n ander leer jy jouself. Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie. Jy wat sê 'n mens mag nie egbreek pleeg nie, pleeg jy nie egbreek nie. Jy wat 'n afskeid het van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie. Jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan deur sy wette onttree nie. Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidene nasies belaster.
Die Jode gee voor dat hulle iets is wat hulle nie is nie. Paulus gee hier vir ons 'n lysie van goed waaroor die Jode kan nou eintlik spog. 'n Hele lys van voordele wat hulle het. Nou maar dis nou hoe ons nou groot geword het. As Jode is hulle God se spesiale volk, God se uitverkore volk, God se gunstelinge, God se oogappels, kan jy amper sê. En dan het God nommer 2 natuurlik vir hulle die wet gegee, vir niemand anders nie, vir hulle. So hulle ken God se wil. Hulle het die kennis en die waarheid en die wysheid. Hulle is ook voorstanders van 'n baie vroom leefstyl. Dis vir hulle baie belangrik. Al hierdie voedselwette, wat jy mag eet en nie mag eet nie en wanneer, dit moet nagekom word. Hierdie presiese instruksies wat hulle moet nakom wanneer hulle bid. Hulle is oortuig daarvan dat hulle al hierdie dinge het. Hulle is gidse vir die blindes. Hulle is 'n lig vir die wat in die donker is. Hulle is instrukteurs vir die dwaase en hulle is onderwysers vir die kinders. En niks van hierdie goed wat Paulus noem is negatief of sleg nie, glad nie. Dit is als tot voordeel, dit wat hulle het, omdat hulle Jode is, omdat hulle so gebore is en so groot gemaak is, omdat hulle op hierdie spesifieke manier groot geword het. Nou, hoe reageer hulle op al hierdie voordele wat hulle het? Hoe reageer hulle op dit wat hulle het en gekry het en dit wat hulle weet? Wat doen hulle met dit? Hulle slaan die bal mis. Hulle misluk. Hulle kry nie reg om volgens hierdie lysie te leef nie. Hulle doen dit nie. Hulle doen nie hierdie lewe waarvoor hulle geroep is nie. Hulle kry dit nie reg nie om te leef volgens al hierdie dinge wat hulle sê hulle kan doen en het en gaan doen nie. Mense sou dink dat dit dalk vir die Jode moes makliker wees om so te leef. Hulle het groot geword met reëls. Hulle het groot geword met hierdie reëls, hierdie wet. Dis amper asof hulle 'n voorsprong gekry het bo die res. Maar daar's 'n lys van dinge wat hulle doen wat net eenvoudig nie bymekaar kom nie, skryf Paulus. Hulle leer ander, maar hulle wil self nie geleer word nie. Hulle raas met die wat steel, maar hulle is diewe. Hulle preek hard teen egbreek pleeg, maar hulle dit self. Hulle hou nie van afgode nie, maar hulle gaan na die heidense tempels toe en gaan haal afgode en bring dit terug. Hulle spog oor die wet wat hulle het, maar hulle kom dit self eenvoudig nie na nie. Hulle staan vir iets, maar hulle leef dit nie. In ander woorde, hulle gee voor dat hulle iets is wat hulle glad nie is nie. Dit laat my dink aan 'n baie interessante kunswerk waarop ek afgekom het. Die kunstenaar, Henrique Oliveira, het hierdie kunswerk gedoen, Transarchitectonica. Dit is 'n baie unieke styl van beeldhouwerk wat hierdie kunstenaar doen, en hy het hierdie buitengewone kunswerk geskep. Dit is 'n kunswerk van boomwortels. Dit bestaan uit hierdie netwerk van reusagtige boomwortels wat gebou word uit herwinde hout. Hy het hierdie kunswerk begin deur so hierdie metaalraam te maak van verstrengelde netwerk. Hy het allerlei weggooi hout gaan versamel en dan het hy nou begin om hierdie konstruksie aan mekaar te sit. Hy het begin om 'n buitekant en 'n binnekant van boomwortels te bou. En die resultaat was 'n baie interessante lappies kombers van kunswerk. Hout, wat lyk soos boomwortels. Die kunswerk is so groot dat mens binne in dit kon rondloop en van binne af kyk hoe dit daarin lyk. En hierdie stukke verskillende hout wat stukkie vir stukkie bymekaar gesit word om 'n boomwortelstelsel te vorm, lyk op die oog af of dit weggooi stukke hout is wat op 'n manier hulle pad teruggekry het na hulle oorspronklike vorm, hulle begin. Die kunstenaar verduidelik dit so, dis hout wat uit die natuur geneem is, in geometriese strukture afgekap is, en deur die samelewing gebruik is en weggegooi is. En ek neem dit terug, en ek herbou weer vorms daar, wat ware natuurvorms skep. Dit bring die boomaspek terug na die materiaal. Dis nie 'n voorwerp nie, skryf hy, dit is 'n ervaring. En ek dink hierdie stuk kuns kan vir ons iets leer.
van hoe ons baie keer kerk is, van hoe ons baie keer Christen is, en van hoekom Paulus gevoel het die Jode moet 'n bietjie vasgevat word. Want maak nie saak hoe goed jy hout herwin nie, maak nie saak hoe goed jy is om hout te gebruik om boomwortels te maak nie, hout sal nooit weer 'n boom kan wees nie. Want dit is nie meer lewendig nie, dit is dood. Partykeer voel dit asof die kerk ook so kan wees. Ons bou boomwortels. As jy kyk, dan lyk dit soos kerk, jy tree op soos die kerk, dan is jy mos die kerk. Ek is seker jy het ook hierdie laaste paar weke verskriklik baie oor die kerk in die nuus gelees. Daar was dan meer artikels oor kerk wees en mense se idees oor kerk, veral die susterskerke in die laaste paar weke as ooit. Wat sleg is vir party kerke natuurlik, maar wat baie goed is, want dit laat mens dink. Wat is kerk? Wie is kerk? Hoe moet ons wees? Ons is toch so verskillend. Ons lees die Bybel so verskillend. Ons praat so verskillend, ons dink so verskillend. Ons is so ingestel op sekere aspekte van kerk wees wat moet reg wees, dat ons soms vergeet om kerk te wees. Hoeveel mense was al Sondag in die kerk? Hoeveel mense was al by die Bybelstudie? Dis vir ons belangrik. Is dit net so belangrik of mense God ervaar, beleef, iets leer? Waarop is ons ingestel? Is dit vir ons belangrik dat ons genoeg weggee vir armoede, om nood te verlig? Is dit vir ons belangrik? Doen ons dit genoeg? Waarop is jy ingestel as jy inkoop op 'n Sondag? Is jy net ingestel op die musiek? Dit wat ons gaan sing, en hoe hard ons dit gaan sing, en wat ons gaan sing, en of ons gaan sing waarvan jy hou vandag? Of is dit vir jou belangrik dat jy jouself oorgee in die oomblik om die Here te loof en te prys? Is ons so ingestel op die dominee en wat hy of sy preek? Of is ons net ingestel daarop dat dit asseblief net onder 'n uur moet bly? Of is dit belangrik vir jou om ten spyte van wie hier staan, die Here se woord te hoor? Soms kom ons hier in en ons is ingestel op mense se klere. Dit is belangrik wat jy dra en hoe jy lyk. Of is dit vir ons belangrik wat in mense se harte aangaan? En wat hulle ervaar as hulle hier is? Ons kan so maklik kerk vervang met 'n idee van kerk. Dinge wat nie regtig eers kerk aspekte is nie, wat nie regtig meer kerk is nie, dat die kerk nie meer lewendig is nie, dat dit lyk soos boomwortels, maar dit is nie. Doen ons ook dit? As ons 'n lysie moet opstel van klomp goed wat goed is in jou lewe, jou Christelike lewe, ek het dit nou gedoen, dalk het jy ook in 'n Christelike huis groot geword, ook van kleins af 'n Bybel gehad en gelees, ook gedoop, getrou Sondagskool toe gegaan, belydenis afgelê, sit jy Sondag hier in die kerk, maak jy jou kinders as Christene groot. Ons oorgenoeg Christelike aspekte van ons lewens, dinge waarop ons onsself sou kon roem as ons wou, maar wat maak dit van ons? Wie maak dit van ons? Of is ons soos hierdie boomwortels, hierdie kunswerk, wat maak nie saak hoeveel aspekte van boom daar is nie, dit nooit weer 'n boom sal wees nie, van dit lewe nie. Hierdie boomagtige kunswerk gee voor dat hy iets is wat hy nie is nie. En daarom is hierdie boomwortel kunswerk ook belangrik vir hoekom Paulus die Jode so streng aangespreek het. Hulle het allerlei dinge wat deel is van hulle lewe, wat veronderstel is om hulle goeie gelowiges te maak. Hy noem die lysie op van hulle. Maar dit is dinge waarop hulle self roem. Dit is nie noodwendig wie hulle is nie. Daar is al die goeie aspekte, maar hulle gee voor iets wat hulle nie is. Hulle leef iets wat hulle nie in hulle harte dink nie. Hulle is, soos die ou spreekwoord sê, so besig met die dinge van God, dat hulle vergeet van die God van al die dinge. Ek dink dit gebeur met ons almal, dat ons eers so besig raak met die dinge van God, dat ons soms vergeet van God. Ons is so godsdienstig. Ons doen al die regte kerkdinge,
Ons almal sit hier vanoggend. Ons weet van God, maar ken ons hom regtig? Ken ons regtig sy hart? Weet ons wat hy wil hê van ons as gemeente, van ons as kerk? En ek praat nou van die kerk, die groot kerk. Weet hy wat jy wil hê as individu? Weet jy wat hy wil hê jy moet doen en wie jy moet wees? Maak jy jouself oop vir sy gees om jou te lei? Worstel jy met die woord van die Here om te probeer onderskei wat reg en verkeerd en goed en sleg is? Maak jy tyd om stil te word voor die Here en na hom te luister? Gee ons onsself oor heeltemal om ons verhouding lewendig te hou, sodat ons kan sien en voel en proe saam met die mense rondom ons hoe om beter gelowiges te kan wees. Geliefdes, want om as gelowiges te lewe is 'n radikaal anders te lewe. Karl Barth het op 'n stadium gesê, en verskoon die Engels as ek hom aanhaal, Christianity is the great disturbance, because it so violently challenges, interrupts and upsets the status quo. Christianity is the great disturbance because it so violently challenges, interrupts and upsets the status quo. Dis is ons lees in Romeine 12, om nie aan hierdie wêreld gelyk te word nie, om nie vasgevang te raak in die druk en die eise van die samelewing nie, maar om toe te laat dat God ons verander, deur ons denke te vernuwe, sodat ons kan onderskei wat God se wil is en dat ons so kan lewe. Dat ons dit nie net hoor nie, maar dat ons dit sal doen. Om as 'n gelowige te lewe is 'n radikaal ander lewe. Dit verander jou ingesteldheid oor so baie dinge. Dat jou lysie van wat gedoen moet word en gesê moet word, verander moet word. Dat dit wat gekoop moet word en gesê moet word, dat dit verander word. Dan is dit belangriker om by mense uit te kom, as om dalk nog 'n paar ure oortyd te werk. Dan is die nuutste dinge in die lewe nie die belangrikste nie. Dan is daai jean wat dalk 'n bietjie te oud is, dalk eintlik nog oukei, want dit verander hoe ons na die wêreld kyk en ons rol in die wêreld kyk. Dit verander dan wat ons in die kerk kom soek ook. Hoe ons dink oor 'n preek en die mense wat rondom ons sit. Want dan probeer ons soek waaroor dit regtig gaan en dit te doen en te leef, uit te leef. Hier vanoggend is dooie houtstukke hier, sien julle dit? Daar's 'n stoel, dis dooie hout wat saamgekap is. Daar's 'n boek en dit is 'n Bybel van hout wat fyn gekap is en iets anders geword het. Daar's 'n fotoraam wat mooi gesny is en geverf is en aan mekaar gesit is. Daar's selfs 'n doopvont wat baie mooi is. En geliefdes, niks van daai goed is enigiets meer verkeerd nie, maar dit is nie meer 'n boom nie. Niks van daai is meer bome nie. Dit kan nie weer groei nie, dit kan nie lewendig word nie. Maar daai is so anders as ons. Daar's groot verskil tussen ons en daai, want ons kan nog lewe en ons kan nog groei en ons kan verander en ons kan 'n uitdraai maak as dit moet. Ons is meer as net 'n dooie netwerk van wortels. Ons is mense wat kan sê, Here, maar laat my vernuwe word, maak my hart oop. Sodat ons weer en weer deur die Here se genade kan groei. En dit is my gebed vir elkeen van ons, en natuurlik is dit my gebed vir die kerk. Die kerk oor alle plekke, maar veral die kerk vandag in Suid-Afrika, dat ons nuut sal lees en leer, en nuut sal geraak word deur die Heilige Gees en ons elkeen se rol hier binne. Dat ons nuut sal kan dink oor ons roeping, elkeen van ons, groot en klein. En dat ons sal besef, ons is meer as net stukke dooie hout in die see, maar mense wat 'n verskil kan maak, wanneer ons sê wat ons dink en waarin ons glo, en wanneer ons mense met liefde hanteer, wanneer ons kommentaar los op teologiese argumente, dat ons dit met liefde doen en mekaar waardeer, maar dat ons nie noodwendig sal stil bly vir die onreg wat plaasvind nie. Mag die Here ons denke verander en vernuwe, sodat ons sal word wie hy ons geroep het om te wees. Amen. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Ek gaan vir jou 'n paar oomblikke van stilte gee en dan sal ek vir ons afsluit met gebed.
O Here, U sien hoe sukkel die kerk soms. Maar 'n kerk wat sukkel is niks nuuts nie. Ons lees dit in Romeine, ons lees dit duisende jare terug. Here, maar selfs toe het U iemand gestuur om te kom praat en te kom help en om mense aan te moedig om een te raak met U Gees. Here, ek bid dit ook vir ons en ons land en ons kerk. Ek bid dit vir ons gemeente. Dat ons oor en oor by die bron van waar dit gaan sal uitkom en dit is by U en U hart van deernis. U wat na ons almal gekyk het, Jood of Griek of slaaf of slavin, man of vrou, vir U is almal gelyk. Het ons elkeen kom deel maak van die koninkryk sonder dat enigeen van ons dit ooit sal kan verdien. En daarom vra ek weer dat U ons sal help om nie net dooie stukke hout te wees nie, Here, maar lewend in die Gees te kan optree. Mag ons nooit vergeet wat 'n wonderlike voorreg dit is om by mekaar te kan wees nie, dat Here, dat niemand ons vervolg omdat ons hier is nie, maar dat ons uit volle bors uit kan sing en U naam kan loof en prys, so hard as wat ons kan en wil. Here, help ons om dit ook in die week in te dra, mag hierdie oomblikke van heiligheid en U teenwoordigheid ons dra, en ons noop om verdere oomblikke van heiligheid en U teenwoordigheid te gaan soek en vir mekaar te skep. Dankie U, Here, dat ons dit van U kan vra. Ons vra dit in U naam alleen. Amen.